Goeiedag en baie welkom by vandag se digitale boodskap. Inderdaad, my laaste boodskap wat ek hier by Mosselbaai Moedergemeente sal hê, want na vandag maak ek klaar hierso by die gemeente. Ek is Januarie maand, van die van julle wat nie weet nie, beroep na Ceresvallei gemeente. En die Here se storie wat daar ook met ons sal voortgaan. En vandag wil ek sommer net so 'n bietjie reflekteer oor die pad wat ons gestap het hier, en ook die pad wat vir ons voor lê daar. En een van die goed wat ek nogal mee gedink het, is hierdie ding wat ons mense vir mekaar sê, is dat ons dra baggage saam, as ons dink aan die pad wat ons moet stap vorentoe na die toekoms toe. En baie keer dan kry ons so seker hierdie beeld in ons kop, nee, van iemand wat met 'n swaar rugsak op sy rug stap. En dalk is hierdie rugsak vol klomp groot klippe gepak. En inderdaad is daar partykeer goed in ons lewe wat ons moet gaan ontgin en gaan uitpak en weggooi, sodat ons sak wat ons saamdra die toekoms in kan ligter wees. Maar hier is 'n storie in die Bybel waarby ek vandag 'n bietjie wil gesels, so 'n paar teksgedeeltes. Maar die een wat hierdie beeld het en eintlik iets anders daarvan sê, is die storie van Joshua. En waar Joshua hulle op die punt gestaan het nadat hulle 40 jaar in die woestyn gereis het, en hierdie woestyn wat eintlik vir hulle swaar jare was, voordat hy die volk in die beloofde land moes inneem, en oor die Jordaan rivier eintlik moes begelei na hierdie beloofde land toe van hulle nuwe toekoms. Daar is sekerlik ook mooi jare gewees saam met hulle in die woestyn. Daar was natuurlik jare vol manna gewees, jare vol mislukking. Daar is begrafnisse gewees in die woestyn. Mense wat hulle moes los daar. Natuurlik ook weer die babas wat daar gebore sou word om die nuwe geslag in beweging te sit wat die beloofde land sou moes beleef dan. 40 jaar van mense se lewens wat mekaar se lewens binne gegaan het. En toe sê God vir Joshua, voordat julle verder gaan terug na die rivier toe, is hierdie Jordaan rivier toe, en dan tel jy 12 klippe daarop, al hierdie stamme wat saam met jou trek, en dan vat julle hierdie klippe, en dan dra julle hierdie klippe saam met hulle. So bietjie iets anders as wat ons aan dink om bagasie van die verlede saam met ons te dra, nie waar nie. En ek wil saam met jou lees hier, dis in Joshua 4, ek lees daar vanaf vers 5 af 'n paar verse, wat Joshua het vir hulle gesê, gaan voor die ark van die Here julle God uit, tot in die middel van die Jordaan, en tel elkeen dan self 'n klip op sy skouer, net soveel as die stamme van die Israeliete, sodat dit kan dien as 'n teken onder julle. Wanneer julle kinders in die toekoms vra, wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle sê, dat die water van die Jordaan afgesny was voor die verbondsark van die Here. Sê vir hulle, toe die ark deur die Jordaan moes gaan, is die water van die Jordaan afgesny, en hierdie klippe dien vir altyd as 'n herinnering aan die Israeliete. Sien, daar's dinge in ons verlede wat ons nie kan agterlaat nie, wat ons ook nie kan los nie. En vir my en my gesin, 16 goeie jare hier in Mosselbaai in 'n gemeente gewees, en dit is nie alles klippe wat uitgegooi moet word nie. Hier kom die Here en sê vir Joshua hierdie interessante ding, maar daar gaan momente in jou lewe wees, daar gaan sekere by wyse van spreke klippe in jou lewe wees, wat jy moet saamdra as 'n herinnering daaraan, sodat wanneer die volgende geslag vir jou vra daaroor, jy vir hulle kan vertel van die groot dade van die Here wat hy gedoen het. God het geweet, ons mense hier op aarde, kyk, ons het 'n neiging om te vergeet. Partykeer dink ons so, nee, aan ons nalatenskap wat ons sou los van ons lewe of op 'n plek is, daar's mos 'n spreekwoord, ou spreekwoord wat sê uit die hart uit die oog uit.
Ons almal het dit. En God wou nie hê die Israeliete moes hier vergeet het wat in die verlede was nie. Nie omdat die verlede heilig was nie, dit was 'n woestyn waaruit hulle getrek het. Daar was klomp dinge wat daar gebeur het wat nie lekker was nie. Maar omdat hierdie verlede deel is van wie jy is. Ek wil 'n ander teksgedeelte ook saam met jou lees vanoggend. En dis hierdie teksgedeelte van Paulus waar hy eintlik in die tronk sit en 'n brief skryf aan die gemeente in Filippi. En hy begin hierdie brief in Filippense 1 en ek lees saam met jou daar vanaf vers 3 af. En Paulus sê, ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Altyd in elke gebed van my vir julle almal. Bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie. Van die eerste dag af tot nou, juis hiervan getuig dat hy, wat die goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi op die dag van Christus Jesus. Dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou, wat my gevangenskap, sowel as die verdediging en die bevestiging van die evangelie betref, deel julle almal saam met my in die genade. Want God is my getuie, hoe ek met die innigheid van Christus Jesus intens na julle almal verlang. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus, tot verheerliking en lof van God. Ek dink 'n deel daarvan sou regtig my gebed ook sou wil wees, as ek by hom kon aansluit, vir alles wat ons moet los hier in die dorp. Ek staan by wyse van spreuke ook, my gesinnetjie hierdie week by 'n rivier, by 'n Jordaan, soos Joshua. Om vir 'n lang tyd saam met mense te wees, dan kan mens jouself nie eintlik dink en wat so tyd sou kon inhou vir jou alles nie. Ek dink terug aan 16 jaar, se Sondae en eredienste hê. Hoeveel begrafnisse wat ek hier gedoen het. Ou mense, my vriende selfs, en ook van kinders. Huwelike, wat ek die voorreg gehad het om te kon dien hier in Mosselbaai. Hospitaalbesoeke, sieke mense wat ek moes gaan besoek het, vergaderings wat ons gehou het. Ek dink aan kinders wat by my was hier in die Sondagskool, my eerste belydenisse klasse, wat nou al getroud is, en ek al hulle kinders weer gedoop het. Hier was 'n klomp mense wat se paai met my gekruis het. Mense wat gebid het, sonder dat mense dit eers geweet het. Maar wat ek weet is dat die verlede en die pad wat 'n mens stap, en dit is waar van jou lewe ook, ons verlede het die manier om ons te vorm na iemand anders toe. Ek is nie meer die mens wat ek was toe ek hier aangekom het nie. Jy is nie meer die mens wat jy was 10 jaar terug nie. En wanneer Paulus dan in die tronk sit en hy dink met verlange na oor sy gemeente waar hy was, dan sê hy, ek dank God elke keer wat ek aan julle dink, elke keer wat ek vir julle almal bid, doen ek dit met blydskap, sê hy dan in vers 3 en 4. Paulus skryf hierdie woorde uit moeilike omstandighede uit, nie uit 'n luukse kantoor uit nie met tyd om rustig te wees en sit en droom nie, hy sit in 'n tronksel en hy dink aan sy mense en hy is dankbaar. Ek verstaan dit vandag op 'n baie ander manier as wat ek dit nog nooit tevore verstaan het nie. Want as ek dink aan my tyd wat ek hier gedien het, en veral aan hierdie laaste paar weke van oppak en huis oppak en kantoor ontruim en al daai, dan is nie net 'n gevoel van verlies nie. Dit is 'n gevoel van rykdom. Elke mens met wie my pad gedeel het hier, het my ryker gemaak. Elkeen van julle. En baie van julle op maniere wat julle nie eers weet nie. In Jesaja 64 is daar die beeld
wat gebruik word, ook van klei en hoe klei gevorm word. Sou ons praat van hoe mense en ons verlede, die pad wat ons stap, ons vorm. En in Jesaja 64 vers 8 skryf hy en sê, tog Here is U ons Vader. Ons is die klei en U is ons pottebakker. Ons is almal die werk van U hande. Nou baie keer dink ons op 'n vertikale manier, aan hierdie beeld. God is daar hoog bo iewers besig en ons is klein hier onder op die aarde. En God kom op een of ander misterieuse manier met sy groot hande deur die wolke en hy druk ons en ons word gevorm. Maar God se potterbakkershande, julle, het ek agtergekom, werk nie net hier op hierdie groot en onsienlike maniere nie, hierdie spirituele hande nie. Nee, hy werk ook met regte hande en vorm ons met regte hande om te word wie ons is. En God het my kom vorm ook deur mense se hande. En baie van julle wie by pad gekruis het hier in Mosselbaai, wat luister hierna, deur julle hande. Klomp mense, wat nie eers sal weet hoe nodig ek het gehad het, dat hulle vir my ietsie sê nie. Klomp dinge wat mens deurmaak hier in 'n gemeente, Soms standpunte, ander kante, polariteite wat beding moet word. Maar elke keer uit elkeen van daai goed uit iets, seker in my wat gebreek moes word. Gesinne wat ek deur grootste pyn moes begelei. En dan op die ou end staan jy langs die hospitaalbed en jy besef, maar jy is eintlik die een wat ly. Al daardie hande, julle, is God se hande. Al die mense met wie jy te doen kry in jou lewe, is deel van God se hande en God se vormingswerk in ons lewe. En kyk, as jy lank genoeg met klei werk, dan bly die een wie daarmee gewerk het, sy vingerafdrukke mos daarop. En vir ons lewe kan dit mos nou onmiskenbaar wees, natuurlik God se vingerafdrukke wat op ons agterbly. Maar die mense met wie ons baie kruis, wat ons ook vorm, deur wie God werk, hulle vingerafdrukke bly ook op ons. Jy kan dit nie uitvee nie. Die klei dra die merk van wie hom gevorm het. En ek dra elkeen van julle se vingerafdrukke oral op my en my gesin se lewe. En ek's dankbaar daarvoor. Vir drukplekke. Dit vertel ook sy eie storie. Dan kom Paulus hier in Filippense 1 in vers 6 en dan sê hy, ek is daarvan oortuig dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal voortsit net tot op die dag van Christus Jesus toe. Ons baie, jy wat dalk elke week ook ingeskakel het hier deur die digitale kanaal van ons gemeente, ons baie loop vandag uit mekaar uit. God het ander goeie werk wat hy wil hê, ons moet voortgaan om te doen. Ek het nie hierdie besluit geneem nie. Ek het nie die besluit oor my lewe wat die goeie werk moet wees wat ek moet doen nie. Nee, jy ook nie. Ek het nie een oggend wakker geword en gedink, nou is dit tyd om te gaan nie. Nee, God het geroep. Ek het so 3 weke terug met julle daaroor gesels. En ek weet nie altyd hoekom en hoe hy dit doen vir ons nie. Ek kan dit nie volledig verklaar vandag ook nie. En dalk is dit juis die eerlikste ding wat ons vir mekaar kan sê is, ons ken nie hierdie planne van God vir ons lewe nie. Sy besluite is soms groter as wat ons begrip is. In Hebreërs 11 vers 8 staan daar hierdie woorde, nee. Deur die geloof het Abraham gehoorsaam toe hy geroep is om te vertrek na die plek toe wat hy as erfenis sou ontvang. Hy het vertrek sonder om te weet waarheen hy gaan. Nou dit is vir meeste van ons lewens so. Ons is op reis en as ons praat van 'n geloofsreis waarin ons lewe gaan, onderskei ons baie moeilik wat in die toekoms vir ons wag. Dis juist hoekom het ons geloof nodig, want ons het nie sekerheid oor die toekoms nie. En dit is nodig vir ons om vir Abraham ook op hierdie manier te verstaan. Wanneer ons vandag vir mekaar sê, ons is nie seker van ons lewens en wat vir ons lê en wag in die toekoms nie. Maar ons is seker van een ding en dit sê Paulus daar in vers sê. Hy wat die goeie werk in julle begin het, sal dit voortsit. God se kerk is nie van ons afhanklik nie, julle ouens.
dis van hom afhanklik. Ons is net die instrumente dan by wyse van spreuke wat 'n pottebakker sou gebruik as hy die groot pottebakker is, om op hierdie klei te werk in 'n spesifieke tyd. 'n Stuk klei in sy hande, en hy is nog besig met ons. So vir 'n oomblik terug na hierdie klippe toe wat Joshua hulle deur die Jordaan moet dra. God het gesê, dra hulle saam. En wanneer jou kinders dan eendag vra, wat beteken hierdie klippe? Dan vertel jy vir hulle. Dan vertel jy vir hulle van die rivier en van die woestyntyd. En hoe God julle eintlik begelei het deur hierdie woestyn, met sy vuurkolom en met sy wolkkolom. Hoe God gekom het en voorsien het vir julle kos op die pad. Jy vertel vir die mense daarvan. Ek neem vandag ook baie klippe saam met my. Jy het ook 'n klomp klippe in jou sak. Ek neem die stories van al die mense wat ons gevorm het deur hierdie jare in Mosselbaai saam. Ek neem julle gesigte saam. Ek neem 'n klank saam van 'n gemeente wat saamkom, verenige stem het vir die evangelie in die dorp. En hierdie klippe wat ek saamdra, wat sê die Here moet hulle gaan doen daarmee? Hulle moet hierdie klippe gaan neersit in 'n nuwe land, op 'n nuwe plek. En die man wat aankom in 'n nuwe plek, sal altyd gebore wees uit die plek waar hy kom. Met ander woorde, my lewe, hierdie klei, wat gevorm is deur hierdie hande en hierdie gemeenskap, God se hande, ons moet dit saamvat. Ons moet dit onthou. En dan sluit Paulus af in Filippense 1 vers 9. En dit is my gebed, dat julle liefde meer en meer sal toeneem in kennis en in insig. En mag dit so wees, as my en jou paaie vandag uitmekaar gaan, dat jy sal bly groei. Dat jy as deel van die kerk en die liggaam van Christus sal bly floreer. Dat jy ook die volgende mense wat op jou pad kom, se stories sal hoor en hulle klippe dan by wyse van spreuke ook saam met jou sal dra. Dat jy dit nooit sal vergeet nie. So dankie vir elkeen van julle met wie ek die tyd gehad het hier in die gemeente, om ook my pad met julle te deel. En laat ons nie toe wees daarvoor, vir die manier hoe God ons kom vorm het nie, want hierdie is ook ons storie. Dat God ons gevorm het hier, om nou op 'n nuwe plek sy instrumente te gaan wees. En dit is ook waar vir jou lewe. Die verlede is nie vergete nie. God gebruik dit ook vir die uitbreiding van sy koninkryk. Ja, weliswaar sal ook seer in ons lewe. Dinge wat ons mee moet deel. Maar daai afdrukke sal ook op ons sit. En mag het wees, laat God al daai afdrukke van die storie van ons lewe kom lewend maak, sodat dit kan wees, soos hy sê, daar in Filippense, vir 1 vers 9, dat die goeie werk in God sal wees, sodat daai liefde eintlik meer van Christus sal groei. En ons dit die stem sal maak wat ons voordra. Mag die Here julle ryklik seën. En wanneer ons baie weer eendag kruis, sal ons mekaar ook met oop arms kan groet. Die Here seën vir jou. Kom ons bid saam. Here, vir hierdie tyd wat natuurlik ek en my gesin in Mosselbaai kon deel, kom sê ons dankie. Maar ons weet ook, Here, dat die pad nie met een van ons wat na hierdie boodskap luister klaar is nie. Soms probeer ons die verlede uit ons lewe uitkry. Maar Here, U sê, dra van hierdie goeie saam, sodat dit die getuienis kan wees van hoe groot my werk was in jou verlede. En laat ons dit, Here, ons getuienis sal kan maak. Here, nie om mense te vertel van die grootste seer en moeilikheid of woestyntyd in ons lewe nie, nee, maar om vir hulle te kan vertel van hoe groot U sorg en U omgee was. Hoe ons gevorm is om nou ook in ons lewe op 'n nuwe manier U die toekoms te kan invat.
Elke afspraak met mense word deur U gereël, Here. Daarvan is ek oortuig. En daarom weet ek, Here, waar elkeen van ons se paaie in die toekoms mense sal kruis, dit deur spek sal wees en sal getuig van U koninkryksliefde, U genadewerk wat U in ons lewe kon doen het. Ons dank U daarvoor. In Jesus se naam. Mag jy God se vrede, sy liefde en God se nabyheid van sy Gees regtig saam met jou beleef. Tot ons mekaar dan weer sien. Totsiens.